Ja, hier is ons by ons 5de videoetjie. Ons stap nou na die einde van ODD toe. Ja, baie jong mense verskryf of beskryf 'n vinnige intensifisering van hulle gevoelens voordat hulle ontplof. Hulle glo nie dat hulle self kan beheer nie en dat hulle woede buite beheer is. So hulle kan nie hulle impulse hanteer nie. Ek kry gereeld kinders wat vir my sê, ek kon dit net nie help nie. Ek reageer wanneer iemand my kwaad maak. Baie adolessente sê dat hulle kry waarskuwingstekens. En ander kinders sê, nee, dit is spontaan. Nou goed, ons is nou by die laaste videoetjies van ODD. Die ene is die pad na selfbeheersing. Baie jong mense beskryf dat hulle vinnig kwaad raak wanneer hulle 'n gevoel van angs of stres beleef. En hulle glo glad nie dat hulle dit kan hanteer nie. So hulle angs en impulse neem heeltemal oor. So hulle word getrigger, dit gebeur net. OK, hulle sê gewoonlik, ek kon dit nie help nie. Dit het gebeur net voor ek geweet het wat ek doen. Ek reageer altyd so wanneer iemand my kwaad maak. En sekere adolessense rapporteer dat hulle waarskuwingstekens het en ander glad nie. So, maar die resultate is altyd dieselfde. Oorreagering lei tot intense konflik wat regtig vir ander mense dink hierdie kind het 'n baie bad attitude. Hy strip homself heeltemal te vinnig. Nou ja, baie van hierdie kinders, soos wat ons al van tevore gepraat het, slaan hulle vuiste stikkend teen mure, breek vensters, breek familie eiendom, want hulle frustrasietoleransie is baie laag. En as hulle nie kan kry wat hulle wil hê nie, dan snap hulle. So hulle ouers klaar dat hulle net nie met hulle kind kan praat oor enigiets nie. Hierdie woede en impulsiewe gedrag is deel van hulle bestaan. So enige behandeling vir hierdie disorder moet 'n komponent van selfbeheersing insluit. So my ondervinding is dat dit baie effektief is wanneer dit gepaard gaan met 'n rede vir verandering en dat daar voordele vir die kind is. Oorspronklik moet ouers leer om hulle kinders se woede te kan bespreek. En nog 'n ding is dalk as jy hierdie proses probeer short-circuit, dan gaan dit dalk nie werk nie, want dit los nie die probleem op nie. Moenie sê ja, dis alright en loop weg nie. So baie van hierdie jong mense sal hulle moeilikheid met woede erken, maar hulle vat nooit responsibility daarvoor nie. So ek vra gereeld as hulle kon 'n knoppie druk om seker te maak dat hulle woede weggaan of hulle dit sou doen. Baie van die mense sê ja. So 'n paar is heeltemal so seker nie, maar hulle is gereed om ten minste dit te oorweeg. Wanneer ons tyd neem om die voordele van beter selfbeheer te bespreek, sê ek gewoonlik iets soos dit. Wanneer jou reaksies vir situasies gemeet word en voordelig en voorspelbaar is, gaan mense baie meer gerieflik om jou voel. Nou wat dit gebeur, is jy raak baie meer aanvaar deur jou vriende en jy raak baie meer populêr. Die feit is dat hierdie tipe temper tantrums kan oorgaan in fisiese bekleierery. Want as jy nie kan mooi dink wanneer jy onder druk is nie, is jy heeltemal blootgestel aan die whims van jou brein. Die ander persoon is in 'n posisie om jou te beïnvloed en wat hulle doen is om jou eenvoudig te upset. Verder, wanneer jy baie kwaad raak, word jou gedagtes irrasioneel en jy mag dinge doen waaroor jy jammer is na die tyd. Soos wat jy jou emosionele beheer kan leer om te monitor, sal mense vir jou kan vertel wat jy reg doen en wat jy verkeerd doen. Reëls kan reageer en nie op ander mense se nie. So adolessente is baie geïnteresseerd
in die idee om meer krag te hê, meer beheer te hê oor hulle omgewing. Wanneer hulle geafronteerd word met iemand, of hulle kry die geleentheid om hulle posisie te versterk, sal hulle dit definitief 'n kans gee. Hierdie natuurlik verneem ons tot 'n sekere mate dat daar 'n baie groot vertroue tussen my en my kliënt wat dan nou die kind is moet wees. OK, volgende keer gaan ons verder hiermee. As ek sê, ek dink daar's nog 2 kort videoetjies en dan kan ons ou die agterlaat en dan gaan ons aan na baie meer interessante dele toe. Alright, great. Lekker dag. En ja, onthou om die subscribe aan hierdie ding as jy die res van die video's wil sien. Dan hoef ek dit nie vir almal heeltyd die links aan te sien. Dit is net makliker. Dit maak dit meer sin. Alright, lekker dag.